en U sal ons nie los nie. Ons bring U die lof en die eer, want Here, U is 'n goeie God. En ons weet daar is niemand soos U nie. Dankie Jesus, kom ons neem ons plekke. Nou broeder en suster, baie dankie dat julle vanaand hier is. Weet u's baie wat nou nie hier kan wees nie. Ouens het snaakse verskonings, hulle moet na hulle honde kyk en hulle is op vakansie maar julle is hier en dis die belangrike. So ek is so bly julle is hier. En ek weet die Here gaan vanaand met jou praat. Nou terwyl ek hiernatoe gery het, ek en Melanie, toe het ek vir haar gesê 2025 was nie 'n maklike jaar nie. En hier's baie van julle wat hier sit wat sou kan sê, ja, dit was sleg. Weet, ek het vandag toe ek in die kantoor sit, ek het op 'n stadium met pastoor Wiets gepraat, sy tannie is ook oorlede 'n paar weke na sy ma, en nou is hulle besig om daai begrafnis te reël, en so ons moes deur alles so 6 begrafnisse reël, wat nou in die nuwe jaar gaan gebeur, en is sleg, mense sluit die jaar verskriklik af, en dan moet hulle die jaar so sleg begin. And that's life. En dit is nie maklik nie. As jy gedink het is maklik om die Here te dien, as jy die Here begin dien, jy weet al jou probleme gaan verby wees. Dink weer, it's not gonna happen. Die vyand sal daarvoor sorg. Maar weet jy waar al lê vir ons net iets beters voor? Jy weet soos die een ou gesê het, it's out of this world. Om eendag by die Here te kan wees. So ek gaan vanaand met u praat oor God het 'n plan vir my lewe. En as ek sê my lewe, praat ek van jou lewe en my lewe. God het 'n plan vir jou lewe. Kom ons lees saam daar uit Jeremia 29 vers 11. En dis my versie vir die jaar waarmee ek 2026 gaan begin. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Kom ons staan net gou stil by daai vers. Nêrens staan daar dat jy gaan nie teëspoed kry nie. Daar staan net God beplan nie vir jou teëspoed. Die vyand beplan vir jou baie teëspoed. God sê, ek beplan vir jou voorspoed en nie teëspoed nie, want ek wil vir jou 'n toekoms gee, 'n verwagting. So in jou situasie, waar jy op hierdie stadium is, en jy daai stryd, en jy daai probleme, en jy weet nie om daardeur te kom nie, ek wil net vir jou sê, deur al hierdie goed het God 'n plan. 1 Korintiërs 13 vers 12, ek het hom nie daarop nie. 1 Korintiërs 13 praat oor liefde. Maar 1 Korintiërs 13 vers 12 sê, dit is soos 'n spieël en 'n raaisel wat ons kyk. Ons ken maar nou ten dele, maar eendag sal ons alles weet. Ek en jy het nie 'n antwoord vir alles nou nie. Ek het nie 'n antwoord vir jou op jou stryd op hierdie stadium nie. Ek het nie. Want ek weet nie altyd wat die antwoord is nie, want God openbaar dit nie altyd aan jou of aan my of aan ons nie. Maar ek gaan vashou aan dit dat God sê hy beplan vir my voorspoed en nie teëspoed. En ek sal deur hierdie teëspoed werk omdat ek weet God beplan nie dit vir my nie. Hy beplan vir my voorspoed. Hy wil vir my 'n toekoms gee, hy wil vir my 'n verwagting gee. En hy wil dit vir jou gee. En God wil jou help. Nou elke mens vra op 'n stadium, wat is die doel vir my lewe? Hoekom is ek hier? Ek moet deur al hierdie hel gaan. Ek moes al my kinders begrawe. Wat soek ek nog hier? Mense naby aan my het gesterf. Wat soek ek nog hier? Ek gaan deur hierdie hel in my huwelik, in my gesin, in my omstandighede by die werk en niks wil uitwerk nie. Want ek doen dan my bes, ek probeer so hard, ek gee my beste, maar dit lyk net of dit nie uitwerk nie. God sê, hy beplan nie daai teëspoed nie.
Hy beplan vir jou voorspoed, maar dan moet ek en jy leer om God te vertrou en aan hom vas te hou deur die teëspoed, deur die see. Dis 'n eerlike vraag en dit wys ons diepste honger na betekenis. Ek en jy wil weet wat lê vir ons voor. Ek het aan die beginjare en terwyl ek voorberei het ek hieraan gedink, ekskuus pastoor Konrad, hier's ek alweer. Ek het nogal gedink toe ek in die bediening begin het, was ek totaal 'n people pleaser. Weet julle wat 'n people pleaser is? Jy wil net almal om jou gelukkig maak. En het jy geweet, jy kan nie almal gelukkig maak. Dis onmoontlik. Want een ou gaan van jou en 'n ander ou gaan nie, en daar's niks wat jy daaraan kan doen nie. Dink so 'n bietjie daaroor. Ek het vanmiddag op die Facebook profiel van ons gemeente ingegaan. Nou sien ek, die een ou sê, "O, die sange is so wonderlik," die ander ou sê, "Die sangdiens is te lank." Die een ou sê, "O, dis die wonderlikste preek," die ander ou sê, "Nee, die ou se preek te lank." Die een ou sê, "Ja, die mense is so vriendelik," die ander een sê, "Die mense groet my nie." Dis dieselfde gemeente. Wat sien, ek en jy kan tog nie vir 'n ander ou besluit nie. As iemand nie van my hou nie, gaan hy nie van my hou nie, maak nie saak wat ek doen nie. Ja, ek is nie meer so verskriklike people pleaser nie, my vrou sukkel nog so bietjie met my, ja, hoor, maar dit gaan vir my oor om die Here tevrede te stel. En weet wat, as dit dan mense kwaad maak, dan is dit oukei. Ek wil net gehoorsaam wees aan die stem van die Here. En ek wil doen wat die Here sê. En ek wil gehoorsaam wees aan sy stem. En dis wat ek en jy moet doen. Ja, ons het hierdie jaar verskriklike goed beleef, maar ek het ook wonderlike goed beleef. Ek het toe vir die eerste keer in my lewe, ek het vir 'n hond gebid wat blind was, toe die hond weer begin sien. Wow. Ons het gebid vir 'n man wat beroerte gehad het, waar die dokters gesê het, daar's net nie 'n manier dat hy ooit weer gaan praat nie. En nadat ons hom gebid het, was sy eerste 3 woorde al amen, 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 en hy het nou begin praat. En waar die dokter juis vandag gesê het, dis bonatuurlik, daar het iets bonatuurliks gebeur. Dis God. Want die dokter het gesê, dit kan nie gebeur nie, dit het gebeur. Jy sien, want God het 'n plan vir ons lewens, en dit maak nie saak wie wat sê nie. As ek in God se planne gaan wandel, gaan dinge gebeur, en dan gaan ook slegte goed gebeur. Dan gaan goed gebeur wat nie lekker is nie. Waar jy gaan vra, maar wat is die doel, hoekom is ek hier? Luister, jy haal nog asem, want God het nog 'n plan vir jou, dis hoekom jy hier is. En aanvaar dit nou maar so. Weet, in die hospitaalbediening in die beginjare van my bediening, ek het dit so baie gesien, ouens wat hulle eie lewens probeer neem het, en dan slaag dit nie. En dan sê hulle, selfs dit werk nie vir my uit nie, en dan sê ek, dis omdat God nog nie klaar is met jou lewe nie. Dis hoekom. So dit voel partykeer of alles net teen jou is, en jy voel net maar, ag, wat soek ek nog hier? Hoekom moet ek nog al hierdie mooi goed doen? Weet jy wat, vir wie doen jy dit? Ek doen dit nie vir mense nie, ek doen dit vir die Here. En weet wat, ek doen dit ook nie vir myself doen, want dit gaan nie oor me, myself en I nie. Dis waar die probleem lê. Dit gaan oor hom. Ek wil die Here tevrede stel. En terwyl ek die Here tevrede stel, is daar so 'n berusting in 'n mens se hart. Al gaan dit hoe swaar. En al is die stryd hoe erg. Nou gaan dit hoe rof in jou lewe. Vas in die Here, hy gaan vir jou deurdra. Hy gaan vir jou help. Hy gaan vir jou deurdra op wyse wat jy nie geweet het moontlik is. Die Bybel leer ons dat God nie net die wêreld geskep het nie, maar dat hy ook doelgerig werk in mense se lewens. Sien, hy is nie hierdie God wat van ver af kyk nie, hy is betrokke in ons lewens. Hy's daar. Hy help ons, hy lei ons, onderneem vir ons, hy vorm ons. Nou as Jeremia 29 vers 11 praat van God se plan, kom dit uit 'n snaakse konteks uit, want Jeremia het geskryf in die ballingskap.
So juist daar sê die Here dat hy hoop in die toekoms gee, want op daai stadium was Israel in ballingskap. So hulle was nie in hulle eie land nie. En God sê, moenie worry nie, ek het 'n toekoms vir julle. Ek het 'n verwagting vir julle. Kan julle sien hoe rof het gegaan het? En dis in daai konteks wat God vir Jeremia sê, maar luister, ek het 'n plan. Ek het 'n plan vir jou. Ek sê jou help. Jy sien, en nou is die belangriker, dit leer ons as God se plan is nie net vir maklike tye nie, maar ook vir moeilike seisoene waarin hy sy mense vashou. Terwyl ek hier aan pyn sit aan hierdie gedeelte van hierdie maklike tye, moeilike tye, rowwe tye, moeilike seisoene, waar hy God vashou. Toe dink ek aan wat 'n ou predikant eendag gesê het. There can be no growth if there's no pain. Groei kom net deur pyn. En wie wat, ware geestelike groei gebeur nie wanneer dit goed gaan nie. Ware geestelike groei kom wanneer dit rof gaan. Kom ek neem 'n voorbeeld. Ek het dit baie in die hospitaal gesien, dan kom 'n ouetjie daar, wou niks van God af weet nie, wou nie die Here dien nie. En nou lê hy in 'n hopelose situasie. En wie wat is die eerste ding wat hy doen? Bid vir my, dat die Here my gaan help. Want stryd maak dat mens nader na God toe wil beweeg, of dit maak dat jy God heeltemal verlaat. Maar dis 'n keuse wat ek en jy moet maak. God wil ons help en God wil vir ons onderneem. So God is nie net 'n God van die maklike tye nie. Nou die eerste punt, ekskuus, hulle sukkel 'n bietjie agter. God se plan is persoonlik. Dis die eerste punt. Nou wat bedoel ek dis persoonlik is vir jou? Dis vir elkeen van ons. Want God se plan begin by sy persoonlike kennis van jou en van my. Hy ken nie net jou omstandighede nie, hy ken jou naam, hy ken jou hart, hy ken jou storie. Jesaja 43 vers 1 sê, die Here sê, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. En die woord sê, hy het selfs die hare op jou hoof getel. Nou Ivan, ek sien jy minder hare as ek, so. God het 'n maklike taak met jou, maar as ek so kyk nie, jou ma raak 'n bietjie rowwer. God ken jou. Die Bybel sê, as hy een haar uitval, weet hy daarvan. Hy weet, hoekom? Want hy ken jou. Hy ken my, hy ken alles van ons. Daar's niks wat ons vir hom kan wegsteek nie. Dit beteken jou gawes, jou talent en selfs jou persoonlikheid is nie toevallig nie. God se roeping pas by jou ontwerp. Hy vorm mense op 'n manier wat by sy doel aansluit, nie omdat hulle perfek is nie, maar omdat hy getrou is. God wil jou gebruik soos jy is. En weet wat, dis een ding wat 'n mens, dit slaan 'n mens bietjie dronk. Ek is so dankbaar as jy nog so iemand soos ek het. Die wêreld sou nie twee kon hanteer nie. Hoor julle? Amen. Het julle gehoor? Dis 'n pastooriaal periode wat die naby is in my bediening. God wil jou gebruik. Jy hoef nie te word soos ek is nie. Hy wil jou gebruik soos jy is. Hy het 'n roeping vir jou. Toe ons almal kon tog 'n predikant en predikers wees nie. Ons kan nie. God wil jou gebruik wie jy is, met jou talente, wie jy is, want jy kan mense bereik wat geen ander ou kan bereik. Maar jy moet begin opstaan en sê, Here, hier is ek. Met my minare Ivan, maar opstaan moet ek opstaan. Kom ons dink aan Moses. Hy het gevoel, hy is nie bekwaam met selfs verskonings gemaak. Want hy het ook gesê, ek kan nie praat nie. Sê die Here, moenie jy worry nie, Aaron is daar. Jy sien so, ek en jy moet ophou verskonings maak as God
vir jou sê, doen dit, doen dit, doen dit. Maar ek kan nie. Ja, jy kan. Neem net die keuse en sê vir die Here, Here, hier's ek, gebruik my. Ek gaan saam met U stap. U gaan vir my help. En hou op om verskonings te maak. Ons verskonings is baie. Tog roep God vir Moses by die naam, stuur hom om Israel te lei. Jy sien, daai plan van God is persoonlik vir my en jou. Hy het 'n persoonlike roeping vir jou. Hy wil hê jy moet iets vir hom doen. En hy wil jou gebruik soos jy is. Tweedens sien ons ook, God se plan vir my en jou is goed. Dit voel nie altyd goed nie, maar is goed. God se plan is altyd goed. En hy's daar vir jou en my. En hy's daar om ons deur te dra. En hy's daar om ons te help. David, wil jy nie gou vir Andeleen vorentoe bring nie, asseblief? God wil ons help. Andeleen, kom staan nie by my. God het 'n plan vir jou. En hy wil jou gebruik. En hy wil jou gebruik op 'n besonderse wyse. Ek het die Here gevra, jy moet vanaand hier wees. Daar's baie seer, dat 'n klomp goed gebeur. En sy verstaan dit nie, en ek verstaan dit nie, maar God verstaan. En God gaan onderneem en God gaan help. Maar kom ek gee vir julle hierdie voorbeeld. Die Here het destyds ons op 'n bonatuurlike wyse eintlik by mekaar laat uitkom. Ek het hulle twee ook getrou, arme gol. En ek het 'n pad saam haar gestap, maar weet julle wat, sy het 'n pad saam my ook gestap. En weet julle, ek het baie gehelp, maar hulle het my nog meer gehelp. Want sien, God het 'n roeping vir jou. Ek bedoel, in die week het sy weer gereël dat oom Johan Visser by die hospitaal kan kom, sleg gegaan met hom. God gebruik haar en sy kom dit nie eens altyd agter nie in die hartseer. Maar dis wat ek vir julle wil probeer wys. Sy kan nie ek wees nie. Ongelukkig nie. Maar ek kan ook nie sy wees nie. Want God het 'n roeping vir haar, vir David, en hulle werk vir die Here waar hulle werk, en ek werk vir die Here waar ek werk. En dis 'n voorbeeld wat ek vir u wil wys vanaand, om te sê, maar God het 'n roeping vir jou. En as ek net dink wat ons alles al deur is, ek het gaan dink nadat jy my gepraat het, sjoe, ek het amper nie geweet waarom te begin, so baie is daar. Dis nie 'n maklike pad om te stap nie, maar God het 'n plan vir jou, Andeleen. En aanvaar dit net en sê, Here, ek gaan saam met u stap, ek weer is swaar, dis nie lekker om hierdie pad te stap nie, dis nie lekker om dit deur te gaan wat jy die afgelope week deurgegaan het nie. Maar David, julle, God is getrou en hy gaan julle deurdra, want hy het 'n plan vir julle, soos wat hy vir my het, deur al hierdie goed, deur al hierdie seer. En hy gaan julle help soos wat hy vir my gaan help. Here, dankie dat u haar seën en vir haar help, vir David seën en hulle deurdra deur hierdie moeilike tyd. U het 'n plan vir hulle lewe. Here, u gaan help en julle deurdra en ons eer u, Vader. Dankie julle, baie dankie. God het 'n plan, 'n persoonlike plan vir jou en hierdie plan is goed. Dis nie altyd maklik om te verstaan nie, maar die Bybel leer dat God se bedoeling vir sy kinders altyd goed is. Selfs wanneer dit donker lyk, is God nie afwesig nie. God is altyd daar, selfs in jou donker ook. En weet jy wat die wonderlikste is? Die Bybel sê God is lig. En in hom is daar geen duisternis nie. Dit beteken as jou omstandighede donker is, wees nou slim en plaas Jesus in die omstandighede, dan's daar lig. Want dis hoe God werk. En dis hoe God onderneem. En dis hoe God deurdra.
partykeer is dit so donker, as jy kan nie die lig sien nie. En dis weer pik op Gert, daar was sy. Op 'n stadium was dit so donker. En is 'n klomp begrafnisse wat ons moes doen vir haar. Haar man, haar broer, haar dogter, dit was rof. En in daai donkerte kom Jesus toe in en Jesus gee vir haar 'n ou wat so 'n bietjie lig gee saam met die Here. En train jouself met jou. Jy sien, God kom en hy maak lig waar daar donkerte is. Hoekom? Want hy het jou lief, hy gee hom vir jou. En hy sal vir jou help en hy sal vir jou onderneem en hy sal dit doen op wyse wat jou net verstom laat. Hy's nie afwesig nie, hy's besig om te werk. Romeine 8 vers 28 herinner ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. So wees jy net lief vir die Here. Dan gaan dinge uitwerk op die regte manier. Nie op ons manier nie, op God se manier. Beteken nie alles wat gebeur is goed nie. Dit beteken dat God is magtig genoeg om selfs die slegte te gebruik om uiteindelik goed voor te bring. Ek wil gou vir julle 'n vraag vra toe ek hierdie vers lees, toe dink ek weer daaraan. In ons hospitaalopleiding, in die bedieningsopleiding, het hulle ons vertel. En hulle het eintlik begin met 'n vraag. Moet jy op 'n stadium doodgaan? Die antwoord is ja. Want dis die lewe. Jy word gebore en jy sterf. As die Here nie voor die tyd gaan kom nie, gaan jy sterf. En wie wat, dit kan op verskeie maniere wees. Jy kan deur siekte gevat word, jy kan deur 'n ongeluk gevat word, jy kan deur weerlig gevat word. Dit is oneindig hoe dit kan gebeur. En dis hoekom dit noodsaaklik is dat jy aan God se plan vir jou lewe gaan vashou tot op daardie dag dat hy vir jou en my gaan kom haal. Weet jy, is nou nie verskriklik baie vanaand in die kerk nie, maar as jy iemand hierdie jaar in die dood afgestaan, dan sê ek gee jou hand op, iemand naby aan jou. Ek sien omtrent 20 hande hierso. Hoekom gebeur dit met my? Het gebeur nie net met jou nie. Hoekom gaan ek deur hierdie moeilike tyd? Het gebeur nie net met jou nie. Hoekom kry ek so swaar? Het gebeur nie net met jou nie. Dit gebeur met ons almal op een of ander stadium, op een of ander manier, dan kom hierdie goed, maar God sê hy het 'n plan vir jou lewe en hy sê jou deurdra. En hy sê jou help om uiteindelik daai goed voor te bring. En dis wat belangrik is, dat ek en jy dit sal doen, en sê ek gaan vashou aan die Here. Josef se lewe wys dit. Hy's onregverdig as slaaf verkoop. Hoekom? Want God het 'n plan gehad. God het 'n plan gehad om die wêreld te red, en hy het Josef gebruik, en Josef moes vir baie jare, ons weet nie presies wat is die jare nie, maar party ouens sê dit kan tussen 20 en 30 jaar wees wat hy in daai proses moes gaan. Sjoe, 20, 30 jaar van lyding, sodat God uiteindelik sy plan na vore kan bring. Ja, dis hoe dit partykeer werk. En ons verstaan dit nie altyd nie. Maar hoor hierso wat sê Josef op 'n stadium vir sy broers, julle het kwaad beplan, maar God wou daarmee goed doen, dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. En dit was nie net 'n groot volk nie, want die Bybel sê daar was 'n wêreld wat honger gely het, 'n hele wêreld het honger gely, daar was 'n wêreldhongersnood. En God gebruik vir Josef. Sien, God se goedheid skyn selfs deur gebroke omstandighede. Dis wat God doen. Dis hoe God help. Dis hoe God onderneem. Derdens, ons kyk na vertroue en gehoorsaamheid, as ons kyk na God se plan vir jou lewe. God se plan vra antwoord van ons kant af om hom te vertrou en gehoorsaam te wees, en dis die moeilikste deel. Wanneer dit swaar gaan, is dit nie maklik om getrou te bly nie. Wanneer dit swaar gaan, is dit nie maklik om gehoorsaam te wees aan God nie. Die skrif roep ons nie
om met die kop te stem nie, maar met die lewe te volg. Het beteken, dit gaan nie oor hierso nie, het gaan oor hierso, om te sê ek gaan. My brein sê nee, jy kan nie hierdeur gaan nie, maar wie wat God sê jy kan, hou net vas in my, gee jou hart aan my, gee jou hand in my groot en sterke hand, en ek sal jou deurdra en ek sal jou help, en dis waaroor het gaan om met die lewe te volg. Spreuke 3 vers 5 en 6, sê, vertrou volkome op die Here, ken hom in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad laat loop. Interessant daar. Ken hom in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad laat loop. Daar staan nie dat weer eens, jy gaan nie moeilikheid hê, jy gaan nie stryd hê, jy gaan nie siekte hê nie, jy gaan nie dood ervaar en allerhande goed nie. Hy sê net, ek moet hom bly vertrou in alles wat ek doen, ek moet hom ken in alles, en hy sal my die regte pad laat loop. So vertroue beteken, ons lê ons eie planne neer, en sê, Here, hier is ek, U gaan vir my help, U gaan vir my deurdra. Hier is Abraham, 'n praktiese voorbeeld. God roep hom om uit sy land te trek na 'n plek wat God hom sal wys. Dink so 'n bietjie daaroor, as jy nou hier sit, en God kom na jou tuis. Miskien is dit die regte voorbeeld, maar gaan tuis gebruik. En die Here sê vir jou tuis, vat jou vrou, en jou besittings, en jou kinders, en jou kleinkinders en move. Here, waarheen? Moenie worry nie, ek sê jou wys. Julle, dit klink nie reg nie. Dis waaroor gehoorsaamheid en vertroue gaan, en dan natuurlik geloof, en dis hoekom Abraham een van die geloofshelde van die Bybel is. Ek het so rukkie terug weer so 'n bietjie ingegaan op die man wat eintlik so half Pinkster in Suid-Afrika ingebring het. Ek kan nou nie sy naam onthou nie. Ekskuus? John G. Lake, daar sê, dankie my vrou. Wat gaan ek sonder jou doen? John G. Lake staan in Amerika by 'n plek, en God sê vir hom, verkoop alles wat jy het, vat jou vrou, en ek dink hy het 7 of 8 kinders gehad op daai stadium, en gaan hawe toe. Dit was hier in die begin van die 1900s. So in Amerika, né? En hy sê vir sy vrou, kom, ons moet hawe toe gaan. Wat 'n boot moet jy vat? Ek weet nie. Waarna toe gaan ons? Ek weet nie, die Here het my nie gesê nie. En jy moet so 'n bietjie John G. Lake gaan Google, gaan kyk of jy daai storie kan kry. En hy gaan hawe toe. Nou weet hy nie in watter tou om te gaan staan nie. En hy voel net gelei, ag, kom ek staan maar in hierdie tou. En hy kom voor en hy sê, sy naam is John G. Lake. Sê, o ja, hier is jou kaartjies. Dis mos nou geloof. Ok, waarheen is hierdie kaartjies? South Africa. Hy het nog nooit van Suid-Afrika gehoor nie. Julle moet daai storie gaan kyk of gaan lees. En weet julle, as ek reg is, het hy 5 of 6 van sy kinders in Suid-Afrika begrawe. Maar hy was gehoorsaam aan die stem van die Here. Lang storie kort, hulle het so klompie jare terug 'n gebou se kelder oopgegrou. En hulle het daar afgekom op enorm baie reistoele en krikke en goed. Toe's dit deel van John G. Lake se bediening gewees, hy het vir ons gebid, dan los hulle reistoele en krikke daar. Dis wat gebeur as ek en jy gehoorsaam is in ons stryd waarin ons is. En God gaan nie vir jou altyd sê, so nie. Partykeer gaan hy net vir jou sê, dis wat ek wil hê jy moet doen. Here, ek verstaan nou nie, waar begin ek? Moenie worry nie, wees net gehoorsaam. Dis 'n rowwe ene, is dit nie? Dis baie rof. Maar ons moet gehoorsaam wees aan die stem van die Here. Abraham, wonderlike voorbeeld. Hy het nie al die antwoorde gehad, maar hy was gehoorsaam, hy het God vertrou.
So vertroue is nie 'n gevoel nie, dis 'n besluit om God se woord meer gewig te gee as ons vrees. En ek wil gou praat oor daai woordjie gevoel. Ek gaan nie meer baie lank wees nie. Ek hoor so baie mense sê, ek voel nie die Here nie. Voel jy hom nie? Jy moet nie hom voel nie. Jy moet hom ervaar. En hoe ervaar jy hom? Deur gehoorsaamheid. Deur geloof. Deur 'n pad saam met hom te stap. Ons is nie besig met 'n gevoelsgodsdiens nie. Ek hoor nou die dag weer 'n tannie sê, ek weet wanneer die Here beweeg. Ek sê, o, wanneer tannie? Nee, wanneer my hare rys. Tannie, my hare rys as my vrou partykeer op 'n sekere manier optree. En ek weet as nie God nie. Dit gaan nie oor 'n gevoel nie. Dit gaan oor gehoorsaamheid, 'n vertroue, 'n geloof. Hebreërs 11:1 sê geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. Dis 'n vaste vertroue. Ek gaan nie vertrou, Here. Weet nie wat die uitkoms gaan wees nie. Ek weet nie waar jy is op pad met my nie, maar ek is op pad saam met U. En ek gaan hy pad saam met U stap en ek weet U gaan vir my onderneem en U gaan vir my help. Vierdens, daai toekoms en hoop. God se plan is nie net vir vandag nie, dit dra hoop vir die toekoms. As ons in Christus is ons lewe op pad na voltooiing. God gee nie halfpad op nie. God gee nie op nie. Filippense 1:6 sê, God wat die goeie werk in julle begin het, sal dit end uitvoer, maar dan moet ek en jy gehoorsaam wees. Dit beteken nie God se werk in jou is 'n eksperimentele projek nie. Dis 'n belofte. God gee 'n belofte. Hy is nie besig met allerlei eksperimente op jou nie. Paulus skryf hierdie woorde terwyl hy in boeye is. Terwyl hy in boeye is, sê hy, God wat 'n goeie werk in my begin het, sal dit eind uitvoer. Terwyl hy in boeye was, praat die Here so met hom en neem hy daai besluit. Tog praat hy oor die bevordering van die evangelie, die vreugde. Ek en jy moet God vasgryp met alles wat ons het, want hoop is nie ontkenning van pyn nie, dis vasgryp aan die waarheid, dat God steeds werk. So wat is die praktiese toepassings? En ek kom na by die einde nou. En ek wil jy moet hierna luister. Nommer 1, bid daagliks, vra die Here om jou te lei en wees eerlik oor jou vrese, vrae en begeertes. God wil graag na jou luister. Vanoggend net so voor 5:30 toe skrik ek wakker en ek besef ek het 'n redelike goeie nag gehad en ek besef skielik maar God wil hê ek moet gaan bid en ek het toe nou vir 'n klomp ouens gaan bid wat op my hart is en almal van hulle het teruggekom na my toe en gesê dankie, ek het dit nodig gehad, die Here het my gebed beantwoord, hy het my raak gesien, hy het my gehelp. En ek dink dit was 12 of 14. Ek het net vir die gebed wat op my hart was en daar het gebeur. God het geantwoord, God het gehelp, God het geonderneem. Tweedens, lees die woord. Nou Konrad, ek gaan vir jou nou advertensie maak. Môreoggend begin daar 'n nuwe groep. En ek hoop jy het dit al op die groep of op Facebook opgetel. En ek wil jou uitdaag, join daai groep. Daai groep gaan om jou Bybel deur te lees in 1 jaar. En die feit is, ek dink nie jy hoef te lees nie, Konrad. Inteendeel, dit is 'n stem wat die hele woord vir jou gaan lees. So as jy sê, my oë kan nie meer fokus, jou oë hoef nie te fokus, jou hart moet fokus. O pastoor, ek het nie tyd om die woord te lees, jy luister, jy kan in die bed lê en luister. Of in die bad lê en luister. Kom ons gaan verder, man, jy kan op die toilet sit en luister. Natuurlijk. Ja, jy kan.
Kom ek vertel julle goue getuienis, net 'n kort een. Toe ek 'n weermagkapelaan was, kom ek in die een kamp, ek het so 'n paar kampe gehad waar ek gereeld bedien het. En die een korporaaltjie kom na my toe, en hy was ook in die gemeente. En hy sê die dag vir my, hy kan nie bid nie. Ek sê, hoekom nie? Hy sê, hy is in 'n bungalow saam met 20 ander ouens, en die een radio is harder as die ander een. Hy het nie plek om te bid nie. Ek sê, vat jy iemand saam as jy toilet toe gaan? Toe sê hy, nee. Ek sê, maar gaan bid jy op die toilet? Hy sê, maar ek kan nie. Ek sê, hoekom nie? Nee, maar daar gebeur goed daar. Dink jy die Here is gepla met dit? Die volgende week kom hy na my toe. Maar hy juig. Hy sê, pastoor, ek het die wonderlikste ervarings op die toilet saam met die Here. Sien jy nie 'n verskoning nie? Laat ek vir jou sê, jou vrou gaan jou nie lastig val op die toilet nie. Want dis jou me time en maak dit 'n tyd saam met die Here ook. OK. Daar's die antwoord. Jou kies gaan jou ook hier daar pla nie. Lees die woord. 3, wees beskikbaar. God gebruik dikwels gewone mense vir buitengewone take. Al wat hy wil hê is, jy moet sê, Here, hier is ek, gebruik my. Ek is beskikbaar. Gebruik my. Here, asseblief gebruik my. Verder, hou vas aan hoop. In donker tye is God se beloftes ankers. Herinner jouself aan wat waar is. Sê, selfs wanneer jy dit nie voel nie, God is daar. Leef jou gawes uit. En daar wil ek weer vir jou sê, ons begin met 'n nuwe kurrikulum by die Bible College volgende jaar. Skryf in en sê, ek wil meer leer, ek wil myself toerus, ek wil my gawes gebruik. Een van die eerste goed wat ek gaan aanbied, is ontdek jou geestelike gawes. Want baie ouens sê, ek weet nie wat ek vir die Here kan doen nie. Dan sê ek, OK, kom ons help jou om daar uit te kom. Hoe awesome is dit? Maar sê net, ek's beskikbaar, Here. Gaan my gawes uitleef. Ek sluit af. As ons kyk na 'n skaakspel, sien ons in 'n skaakspel maak elke skuifsaak, selfs skuwe wat vir die beginner vreemd is. En so sien ons dikwels net vandag se skuif, maar weet jy wat? God sien die Here bord. Hy is die meester skaakspeler, want hy sien alles vooruit. En weet jy, dis wat hierdie meesters in die skaak so goed maak. Hulle sien vooruit. God sien vooruit. Hy weet alles. Hy is die meesterspeler wat nie verras kan word nie. Ek en jy moet net oorgee aan hom. Kom ons kyk na die bouplan. Wanneer 'n gebou opgerig word, sien jy eers net bakstene, stof en sement. Dit lyk onordelik, onvoltooid. Maar jog, as jy volgens daai plan van die argitek bou, uiteindelik is daai wonderlike gebou of daai huis of wat jy ook al bou daar. God sien selfs daai einddoel. En hy weet, so jou lewe is nie toevallig nie, jy is deel van God se meestersplan. Geen net oor aan hom, vertrou hom, volg hom, wees gehoorsaam aan hom. En jy sal ontdek dat God se plan altyd dieper, wyser en beter is as jou eie plan. Jeremia 29 vers 11, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teëspoed nie, ek wil vir jou 'n toekoms gee, 'n verwagting. Ek wil afsluit met die volgende, voor ons gaan saam bid. As dinge rof gaan, hou op om te vra, wat het ek verkeerd gedoen? Begin eerder vra, daar seker iets wat ek reg doen. Want die vyand is kwaad vir my. Ek wil gehoorsaam wees in die stem van die Here. En ek gaan deur hierdie goed werk. En ek wil hê jy moet nou dink aan die slegste ding wat nog ooit met jou gebeur het. Het jy deur dit gekom? Ja, jy het, want jy's hier. Wie het jou deur dit gehelp? Jyself, mense? Nee, God het. En jy's hier, en jy kan aangaan.
Wees net gehoorsaam aan die stem van die Here. Kom ons buig ons hoofde. Here, dankie het met ons gepraat. En Here, U het so baie goed vanaand vir ons gesê, maar U het 'n plan vir ons lewe en dankie dat U vir ons help en vir ons onderneem en vir ons deurdra. U het 'n plan vir elkeen wat hier sit. En U wil elkeen gebruik in hierdie jaar wat voor lê wat hier sit. Here, al wat U soek is bereidwilligheid om te sê, Here, hier's ek, gebruik my. Here, gebruik elkeen van ons tot eer van U naam. En werk in en deur ons. En ons prys U wonderlike naam en ons sê vir U dankie, Jesus. Amen. Kom ons gaan dan ook na die tafel van die Here sit en na die nagmaal gaan ons ook saam bid en vir die Here dankie sê vir die jaar wat verby is en dankie vir die jaar wat voor lê dat hy ons gaan help. Maar kom ons gaan nou eers aan die tafel van die Here sit. Baie dankie. Julle kan maar uitdeel. Ons gaan die elemente uitdeel en terwyl hulle dit uitdeel gaan ons 'n liedjie sing en dan gaan ek die nagmaal bedien.
almal elemente gekry, moet oorgeslaan. Baie dankie aan die span. Ons gee net 'n oomblik om neer te sit, dan gaan ek saam bid. Daar is hy. Ons sluit hierdie oor voor ons nagmaal gebruik. Here, baie dankie dat ons by 'n tyd kom nou waar ons saam die nagmaal kan vier. Here, u woord sê so dikwels as ons dit doen, verkondig ons die woord, die evangelie van Jesus Christus. Ons dankie dat ons dit kan doen vanaand in Jesus naam. Amen. Ek het net 'n skrifgie voor ek die formulier lees. Romeine 1 vers 16 en 17. Baie bekende stukkie. Maar dis waaroor die evangelie gaan. Hy sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Dit skakel so mooi in by die preek vanaand. Wat doen jy vir die Here? Ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie. Want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Evangelie is die krag van God. Dis wat maak dat ek en jy gered is. Dis wat maak dat ek en jy die Here kan bly dien. Dis wat maak dat ek en jy weet, daar's goeie gedagtes in die Here se hart vir ons. Dan gaan hy aan, hy sê, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, van geloof tot geloof. Soos geskrywe is, die regverdige sal uit die geloof lewe. As ek en jy Jesus aanneem as verlosser en saligmaker, dan sal ons in oorwinning lewe. Ja, daar kom goed, soos pastoor Angus sê, daar is moeilikheid, daar is baie nie lekker nie. Maar hou vas aan die Here, is hy wat jou deurdra. Ek lees dan vir ons die formulier en dan gaan ons saam die nagmaal gebruik. Hy sê in 1 Korintiërs 11:23, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy het gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Kom ons vat die broodjie en eet ons hom saam. Gaan hy aan, hy sê net soos ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as jy dit daar uitdrink, tot my gedagtenis. Kom ons vat die sappie en ons besef vanaand, ons vier die liggaam en bloed van die Here Jesus. Die Here is getrou. Die Here is getrou. Hy is almagtig, hy is barmhartig, hy is genadig, hy is liefdevol, hy is lig, daar is geen duisternis in hom. As ons daaraan kan vashou, ons kan weet, Jesus is ons weg, hy is die waarheid en die lewe. Kom ons hou vas daaraan as ons in hierdie nuwe jaar ingaan. Kom ons sluit die oë. Onse Vader, dankie dat ons vanaand nagmaal kon saam gebruik. Here, wat 'n voorreg is dit nie net om te weet, Jesus het U gesterf het aan 'n kruis 2000 jaar terug. Dat U gesterf het vir ons, Here. Dat ons in U kan vashou vanaand en kan weet, ons het 'n verlosser en saligmaker wat lewe, want U het opgestaan. En U lewe vir ewig. En Here, ons kan nie wag vir die dag om by U te wees vir ewig saam met U nie. Soos U is, sal ons by U wees vir ewig. Maar in tyd, tot ons daar kom, Here, bid ons dat ons sal vashou aan die woord, dat ons kan lewe tot U eer en verheerliking. En ons dank U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen. Broeder en suster, ek gaan vra dat ons almal nou voor die Here gaan kniel. As jy nie kan kniel nie, is fyn, sit dan net so. En as jy voel jy wil nie in die bank kom kniel nie, jy kan nie ergens voorkom kniel. Ons gaan net vir 'n paar oomblikke die aangesig van God soek. Nommer 1, dankie sê vir die jaar, dat die Here ons deurgedra het, maar ook dat die Here ons gaan help in die nuwe jaar. En vir ons gaan onderneem. Ek dink julle kan dit nou doen, Petro, los dit net so. Ons gaan dit nou doen. So ek gaan net vra, kom ons gaan
op ons knieë, waar jy is, of jy sit net daar waar jy is, en ons gaan die aangesig van die Here vir 'n paar oomblikke soek, en vir die Here vra om te help. Here Jesus, ons kom as gemeente vanaand na U toe, en ons kom op ons knieë vanaand, Here, want dit wys ons totale afhanklikheid van U. Dit wys ook, Here, dat U is die heilige God, ons kniel voor U en ons aanbid U. Here, 2025 is verby. En vir baie was dit van die slegste jare. Verskriklike goed wat gebeur het. Groot trauma en drama. Here, maar U het ons deurgedra. U het ons gedra tot hier. En Here, ons kom as gemeente voor U en sê, Here, dankie dat U ons gedra het tot hier. Maar Here, dat ons kan weet, het gaan nie net hier stop nie, ons dra ons ook in die nuwe jaar in 2026 wat voor ons lê. Here, en ek seën vanaand elke boetie en sussie, elkeen wat nou ingeskakel is en inluister, Facebook en later op YouTube, dat hulle sal weet, Here, ons kan nie sonder U 'n jaar afsluit nie, en ons kan nie sonder U 'n jaar begin nie. En dis hoekom ons doen dit saam met U. Dankie dat U ons seën, dankie dat U vir ons onderneem, dankie dat U vir ons help, en dankie Here dat U in hierdie jaar wat nou voor ons lê, ons hande gaan vat en saam met ons gaan stap, en dat U vir ons gaan help. Ons bring die eer, ons loof en prys U naam. Ons loof en prys U naam, U is 'n groot God. Jesus, so baie moes geliefdes aan die dood afstaan. En dis seer. Ons verstaan ook nie altyd dit nie. Here, so baie is deur groot siekbeddens. Dit verstaan ons nog minder. Maar U dra ons deur. En U help ons. Selfs wanneer dit lyk of daar nie hoop is nie, is U daar. Selfs in ons donkerste donker is U daar. En dan gee U weer lig, want U is lig. Dankie vir U seëninge, Vader. Dankie dat U vir ons help. Seën ons gesinne. Here, seën ons broers en susters, seën ons huwelike. Seën ons families. Here, seën ons werke. Here, en dankie dat U vir ons onderneem. Maar Here, dat ons vanaand 'n besluit gaan neem. Ons gaan U dien. Ons gaan beskikbaar wees vir U. En U gaan vir ons help. Here, dankie dat ons hierdie jaar kan afsluit en sê dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie vir U getrouheid. Dankie dat U vir ons onderneem. Nog steeds elke sekond van elke dag. En dat U ons nie los nie. Die lof en die ere kom U toe. Lof en die ere kom U toe. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus.
Broeder en suster, kom ons gaan opstaan. Ons moet hierdie diens afsluit met sê dit, hierdie koortjie, ons sê net dankie, dankie vir die Here. Kom ons staan. Pastoor, weet jy gaan vir ons dan kom afsluit. Jy is die laaste een wat gaan bid in die gemeente hierdie jaar, broer. Awesome. Kom ons sê vir die Here dankie. Ons sê net dankie, dankie vir die Here. 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 Halleluja, dankie Jesus. Halleluja. Die Here is groot en die Here is goed. En daar is niemand, maar niemand soos hy nie. Al die lof en eer aan die Here. Kom ons sluit die oë. Dankie Jesus. Here, ons kom met 'n dankbare hart na U toe vanaand. En ons wil vir U dankie sê, Here, vir hierdie diens wat ons gehad het. Here, dankie dat ons hierdie ou jaar so kan afsluit, Here, en Here, laat ons met 'n nuwe en 'n goeie gemoed 'n nuwe jaar kan ingaan. Here, ons wil vir U dankie sê, soos daai liedjie wat ons nou gesing het, sê net dankie vir die Here. Vir dit wat vir ons gedoen het in 25, Here. Here, dat U ons deurgedra het, Here. Daar was storms in ons lewens gewees, maar Here, U het ons deurgedra. En ons wil vir U dankie sê, Here, dat U dit gedoen het. Dankie dat U vir ons voorsien het in die moeilike en maklike tye, Here, en laat ons maar nooit van U af sal wegbeweeg nie. Here, as dit swaar gaan, laat ons aan U sal vashou. Maar Here, as dit goed gaan, laat ons nog steeds aan U sal vashou. Want dit is nodig dat ons net aan U vashou, Here, want wanneer ons van U af beweeg, Here, is daar net moeilikheid, Here, en val die duiwel ons aan. Here, dankie dat U ons vasbind in U naam. En laat U ons vashou teen U, Here. Here, seën ons verder, Here, en ek wil vir elke persoon daar buite wil ek bid, Here, en vra dat U met hulle sal wees in die nuwe jaar wat voor lê, Here. Here, daar wat hulle dinge besluit het, Here, daar waar hulle dinge oorpraat, Here. Here, dat U hulle sal voorsien, net soos U wil is, Here. En laat dit sal volhard, Here. Ons loof en ons prys U daarvoor. Seën ons verder waar ons mekaar uit gaan vanaand. Laat die hand van beskerming oor ons sal wees, Here. Ons pleit die bloed van Jesus oor elkeen. En ons loof en ons prys U daarvoor in die wonderlike naam van Jesus. En ons sê dankie daarvoor. Amen. Prys die Here, kan U net vinnig se plekke neem? Ek wil net vir elkeen van U sê, oor so 4,5 ure is dit nuwe jaar, baie voorspoedige nuwe jaar vir U. Mag die Here vir U ryklik seën en ek hoop dit gaan 'n besonderse, 'n wonderlike jaar vir jou wees, wat die Here jou wonderlik gaan deurdra en gaan gebruik tot eer van sy naam. So baie seëninge vir U. Dankie dat U vanaand hier was. Ek het nog so 5 bandjies nou beskikbaar. Ekskuus, ons ander het nog nie gekom nie. So as iemand nog van hierdie bandjies wil hê, dis R10 ene, so jy's welkom. En dan kan u dit by my kom kry. Ons sal hopelik in die nuwe jaar weer 'n klomp van hulle kry. Baie dankie. Maar baie seëninge vir u en 'n heerlike aand verder en baie voorspoed vir u. Baie dankie. My skatte lief.